Om die Here te loof, maar hy is nie altyd 'n droë storie te wees. En as kan die Here loof, as kan opgewonde raak, as hierdie tipe liedjies sing, dan dink ek altyd nou Dawid, toe hulle daai ark teruggebring het na die huis van die Here toe, en hy daar in ek wou amper sê sy pyjamas gedans het, nee, tot die ontsteltenis van sy vrou, prys die Here. Geliefdes, vandag gaan ons 'n bietjie gesels. Ek het net van nou Dawid gepraat. En waaroor sal ons nou gesels soos ek en u en Dawid en Jesus nou saam so sit 'n bietjie gesels. Nou ons praat hier nou van generasies wat oor 3000 jaar loop, né? Dawid se tyd was so 1000 jaar voor Jesus se geboorte, wat koning Dawid was, en ons is nou so 2000 jaar na Jesus, is ons tyd wat ons lewe, en waaroor sal ons nou gesels? Wat sal ons nou hier inkom en in algemeen, met ander woorde, oor te gesels? Waar sal ons gesels? Mens kan dinge, Dawid kan nou gesels oor sy lewe, en die dinge wat met hom gebeur het, en dan kan Jesus kom in die tyd wat hy op aarde geloop het en praat oor sy dinge, en is heeltemal iets anderster, en ek en u kan praat oor ons eie dinge, en ons praat nie by mekaar verby, of ons kan sê nee, kom ons praat oor 'n onderwerp wat ons almal raak, belewenisse wat ons saam beleef het. Die Here spreek, die Dawid spreek eintlik profetiese woorde 1000 jaar voor Jesus gebore is. En ek gaan vir 'n bietjie lees, Dawid het Psalm 22:23 geskryf, terwyl hy eintlik taamlik onder druk was, en ek en u by op baie keer, ons sien dinge wat gebeur, né, wat ons onder druk plaas, of 'n tydjie voel is bietjie moeilik. So kom ons gesels bietjie saam, ons kyk 'n bietjie wat Dawid beleef het, wat Jesus beleef het, en wat ons beleef, en wat die doel daar agter is, en wat die boodskap daar agter is, want baie keer moet ons bietjie diep lees, ons lees net ek so vinnig verby die Bybel, jy tel hier daar iets op, maar jy raak nie stil, dat jy bietjie daarop fokus, en bietjie, ek wil amper sê, bietjie marineer daarin, mooi woord daai net, marineer, so bietjie in die boodskap, en bietjie die Here toe te laat om jou te gesels. Ek gaan vir jou lees hier, Psalm 22, en ek gaan hier Psalm 22 lees, en dan moet jy 'n bietjie luister, kyk of jy iets sien, of jy dinge oplet, wat baie ooreenstem, met jou lewe, maar nog belangriker, wat ooreenstem met woorde, wat gespreek is deur die Here Jesus Christus, dinge wat met hom ook gebeur het. Psalm van Dawid, die vir die musiekleier op die wysie van die hert van die dageraad, 'n Psalm van Dawid, hoor mooi, my God, waarom het u my verlaat? Ver van my hulp van die woorde van my gebrul. My God, ek roep bedags, maar die antwoord nie, en snags, en ek kan nie swyg nie. Tog is hy die heilige wat woon onder die lofsange van Israel. Op u het ons vaders vertrou, hulle het vertrou en u het hulle uitgered. Hulle het u aangeroep en het ontvlug. Op u het hulle vertrou en nie beskaamd gestaan nie, maar ek is 'n wurm en geen man nie, 'n smaad van die mense, verag deur die volk. Almal wat my sien spot met my, hulle steek die lip uit. Hulle skud die hoof en sê, laat dit aan die Here oor, laat hy hom red, laat hy hom bevry, hy het mos behaag in hom. Ja, u is dit wat my uit die moederskoot uitgetrek het, wat my veilig laat rus het aan my moeder se bors. Aan u is ek oorgegee van die geboorte af, van die skoot van my moeder af is u my God. Wees nie ver van my af nie, want die nood is naby, want daar is geen helper nie. Baie stiere het my omsing, ons sterkes van Basan het my omring. Hulle het my mond teen my oor gespalk soos 'n leeu, wat verskeur en brul. Ek is uitgestort soos water, al my beendere raak los. My hart is soos was geword, dit het gesmelt binne in my ingewande. My krag is verdroog soos 'n potskerf, en my tong kleef al my verhemelte. En u lê my neer in die stof van die dood. Want honde het my omsing, hulle bende kwaaddoeners het my omring. Hulle het my hande en my voete deurgrawe. Al my beendere kan ek tel. Hulle kyk, hulle sien met welgevalle op my neer. Hulle verdeel my klere onder mekaar en werp die lot oor my gewaad. Maar u, Here, wees nie ver nie. My sterkte maak tog gou om my te help. Red my siel van die swaard, my enigste uit die mag van die hond. Verlos my uit die nek van die leeu en uit die horings van die buffels het u my verhoor. Ek wil die naam aan my broers vertel en die vergadering u prys. Julle wat die Here vrees, prys hom. Al die nakomelinge van Jakob vereer hom. Ja, vrees hom. Al die nakomelinge van Israel. Want hy het die ellende van die ellendiges nie verag of verfoei en sy aangesig vir hom nie verberg nie, maar het gehoor toe die hom aangeroep het om hulp.
Van U kom my lof in 'n groot vergadering. Ek sal my geloftes betaal in teenwoordigheid van die wat hom vrees. Die ootmoediges sal eet en versadig word. Hulle sal die Here prys wat na hom soek. Mag julle hart vir ewig lewe. Al die eindes van die aarde sal daarin dink en hulle tot die Here bekeer. En al die geslagte van die nasies sal voor die aangesig aanbid. Want die koninkryk behoort aan die Here en hy heers oor die nasies. Al die grootes van die aarde sal eet en aanbid. Almal wat in die stof neerdal sal voor sy aangesig kniel. En hy wat sy siel nie die lewe kan hou nie. 'n nageslag sal op dien. Dit sal vertel word van die Here aan die volgende geslag. Hulle sal aankom en sy geregtigheid verkondig aan die volk wat gebore word, want hy het dit gedoen. Ek lees tot sover, ek het nie weer 'n paar dinge daar opgetel het, 'n paar woorde wat eintlik ook by die kruis gebeur het nie. Die eerste wat ons hier optel is: my God, waarom het U my verlaat? Ver van my hulp van die woorde van my gebrul. My God, ek roep bedags, maar U antwoord nie, en snags, en ek kan nie swyg nie. Nou die woorde, ons lees gou hier. Lees dit te blaai van Matteus 27 vers 46, luister gou wat roep Jesus aan die kruis. Hy sê, Eli, Eli, lama sabachthani, dit is my God, waarom het U my verlaat? Markus vertaal het so, Markus 15:34, hy sê so, Elohi, Elohi, lama sabachthani, wat as dit vertaal word beteken, my God, waarom het U my verlaat? Voel dit vir jou ook soms die Here jou verlaat het? As dinge gebeur, wat ook in die geval dat die Here jou verlaat het, daar is baie redes hoekom baie keer so voel. Partykeer is dit dat die vyand regtig wil hê dat hy oortuig jou, partykeer is dit nie die gees van die Here nie, maar die vyand wat jou oortuig dat Here jou nie lief genoeg het, jy is besondig. Maar so baie mense in die wêreld wat vandag vir jou gaan wil vertel hoe 'n Christen lyk. En jou heeltemal, ek het verlede week daaroor gepraat, dat hulle sogenaamde kennis gaan kom, en in plaas van dat jy die kop is en hulle die ster, dan kom hulle swaai jou rol. Maar baie keer is dit ook ons eie sondes, né? Baie keer is ons eie dinge. Ek het Woensdag met ons gepraat op prys die Here daarvoor. Hierdie week het ek en pastoor Andrie kon nie besluit wie gaan bedien Woensdag nie. Ons is albei baie besig en ek maar so stil berei ek iets voor en dit doen met hoop. En Donderdag, Dinsdag kom sy en sy vra my, het jy al iets? Ek sê ja, as ek daar moet bedien, is hoop, en sy sê nie, maar sy het ook iets oor hoop. Hoe sê dit? Toeval. Daar is nie so iets as toeval nie, né? Daar is net so iets as toeval die woord van die Here. Né? Prys die Here. Ek het toe nou bedien, maar ek kon haar aantekeninge gebruik, haar aantekeninge het meer te doen gehad oor die voordele, as jy hoop het en die nadele, as jy geen hoop het nie, terwyl ek net so 'n paar geheimpies gegee het oor wat hoop bring, né? Ken julle die geheim? Gaan 'n bietjie terug na die skepping toe, gaan lees die skepingsverhaal, hoe God uit niks uitgeskep het nie. Gaan bietjie gaan sit in 'n mooi tuin. Ek weet ook eendag is lelike film, maar gaan soek 'n mooi tuin of 'n mooi plek en dan kyk jy bietjie na die skepping en dan dink jy myself, hoe het God geskep? Dit moet tog liefde wees. Dit moet tog ongelooflik wees wat hy kan doen. En hy sorg vir daai voeltjies en hy sorg vir daai lelies. En ons dit uit ons verlaat. Maar dis wat die sonde soms doen. Ek weet ek voel so dat wanneer ek weet, veral hierdie trippelsonnetjies of hierdie geheime sonnetjies wat die mense doen, jy weet, jy doen die sonnetjie en onmiddellik het jy berou. Nee, maar die eerste oomblik, nie terwyl jy sien as jy die sonne doen, jy berou terwyl jy dit doen, jy stop, dit is een ding. Maar baie van dit maak eers klaar. Ja. En as jy op plesierie klaar is, dan het ek nou berou, nou is ek jammer daaroor. Nee, ek het nou fout gemaak. Maar is daar berou opreg? Dit voel vir my baie keer is te maklik. Want môre voel jy maar weer so. Dus ook ek sê, baie keer moet jy 'n bietjie marineer in daai berou. Nie marineer in jou sonde nie, jou sonde dadelik bely, maar marineer so 'n bietjie in die berou, dat daai berou eg word, en dan voel dit baie keer vir jou, die Here is daai tyd weg van jou, maar dis nie dat die Here weg is nie, dis eintlik dat jy die Here wegstoot. Dis eintlik jy wat gaan as jy ek stoot die Here weg. Ek wil weg want ek voel nie waardig nie. Ek wil weer sê die Here Jesus Christus het daai woorde gespreek, want God het sy aangesig weggedraai van hom af. Omdat hy ons sondes, die sondes wat ons gedoen het en wat ons nog sou doen, op hom geneem het. Hy het daardie pyn ervaar. Dawid ervaar hierdie pyn as 'n voorloper, as 'n profetiese gebeurtenis. Jesus ervaar dit werklik, sodat ek en jy dit nie hoef te ervaar nie. Sodat ons daai alleenheid nie hoef te ervaar nie. Sodat ons nooit hoef te voel die Here is weg van ons af nie. Ja, dit is goed om berou te hê. Maar ons moet nie wegbly van die Here af nie. Ons moet nooit toelaat dat dit ons so ver wegvat dat ons heeltemal kontak met hom verloor en dink hy het ons nie meer lief nie. Maar hier is 'n ander belangriker ding wat ek hier optel.
Hoe sal jy voel as die Here regtig weg is? As jy werklik en jy kan uitroep soveel soos jy wil, en hy gaan jou nie antwoord nie. En ek dink baie keer dis ook die Here dit in ons lewens wat gebeur. Dit is daai oomblik van vrees, daai angs, daai benoudheid hier op die krop van jou maag beleef van die Here is weg van my af. Om jou so 'n voorsmaakie te gee, dat daar 'n dag kom, as jy verkeerd gekies het, dat die Here nie daar gaan wees nie. Ek wonder wat die ergste kan wees. Baie mense sê, ja, die brandende vuur, ander sê die wurms wat jou vreet, ek praat nou van die hel, maar jy ooit daaroor gedink, daardie absolute alleenheid. Die Here is nou beskikbaar, ons het in die genade, so min mense roep hom aan. Dan gaan 'n tyd kom met mense wat almal gaan aanroep, en wat hy nie gaan antwoord nie. Ons maak baie grappies oor die hel, maar baie grappies en sê, nee, jy gaan nie te warm kry, en daar's te veel sondaars wat die vuur gaan toestaan, sulke tipe dinge maak ons grappies. Ek wil vir jou sê, jy gaan alleen wees, nie jy nie. Die ou wat verlore is, gaan alleen wees. Nie net gaan God op die hoor nie, maar jy gaan nie 'n vriend of 'n vriendin hê, wat jy kan aanroep en sê, ag, kom lei net saam met my nie. Of het raar net saam met my vir die ewigheid. Vir die ewigheid. So ons moet dit ook onthou. Ons moet ook daarom dink dat jy hoef nie daar te wees, jy hoef dit nie te beleef nie, maar hierdie belewenis is daar. Jy sien in 'n sekere sin wat Jesus verdra het, is hy het so 'n bietjie van die hel beleef. Hy het vir daardie 3 ure beleef dat hy's weg van die Vader of dat die Vader kon verlaat. En hy het dit beleef sodat ek en jy dit nooit hoef te beleef nie. Hy het dit beleef sodat ek en jy nooit daai gevoel hoef te hê nie. Maar ek wil vir jou sê, as God ver van jou af is, is dit om jy ver van hom af is. Hy is nooit ver van jou af. Dit is goed as jy jou gewete jou plaas. Dit is goed as die Gees van die Here jou oortuig van sonde en dat jy moet bely. Maar kyk wat sê Dawid. Hy sê by God, ek roep bedags, maar U antwoord nie en snags en ek kan nie swyg nie. Maar dan sê hy, tog is U die Heilige wat woon onder die lofsange van Israel. Op U het ons vaders vertrou, hulle het vertrou en U het hulle uitgered. Hulle het U aangeroep en U het ontvlug. En hulle het ontvlug, op U het hulle vertrou en nie beskaamd gestaan en die Here sê, jy sal nie beskaamd staan nie, al voel jy hoe alleen. Of dit jou sonde is wat jou weghou, of dit is omdat die sonde wil doen wat jou weghou, die Here is weg vir jou af. Hy is daar waar jy hom plaas. Hy is almagtig, alomteenwoordig en alwetend. Dis jy wat hom plaas, dis jy wat hom buite sluit, jy sluit eintlik jouself toe, en jy sit met die sleutels in die hand. Man, hoe dwaas is dit nie? So dwaas as die mense was 5-6 jaar terug, wat hulle in eie huise toegesluit het, omdat die wêreld gesê het, julle moet julle self toesluit, hier is nou 'n oorheersing, wat hier rondhardloop en almal siek en doodmaak. Ons het self toegesluit, dwaas. Ons luister na die vyand. Ons sluit onsself toe weg van die Here af, want ons luister na die vyand. In plaas om te weet hy is naby en hom te vertrou. In plaas van die sleutel in sy hand te sê, hy sê, ek het jou losgemaak, ek het vir jou die sleutel gegee, ek het jou opgesluit. Wat die seun vrygemaak het, is waarlik vry. Jy hoef nie ver van God af te wees. Jy hoef nie te roep, my God, waarom het jy my verlaat nie, want hy het jou nie verlaat nie. Prys die Here daarvoor. Kan ek 'n amen kry daar? Amen. Dan lees ons 'n volgende deel. Smaak van die mense, hy sê, maar ek is 'n wurm, vers 7, en geen man nie. 'n smaak van die mense en verag deur die volk. Almal wat my sien, spot met my. Hulle steek die lip uit, hulle skud die hoof en sê, laat dit aan die Here oor, laat hy hom red, laat hy hom bevry, hy het ons behaag in hom. Klink dit ook bekend? Gaan weer vir julle sê, kyk wat gebeur Matteus 27 vers 39. En die verbygangers het hom gesmaak terwyl hulle in die hoofde skud en sê, U wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red U self. As U die seun van God is, kom af van die kruis. En so het ook die owerpriester saam met die skrifgeleerdes en die ouderlinge gespot en gesê, ander het hy verlos, homself kan hy nie verlos nie. As hy die koning van Israel is, laat hom nou van die kruis afkom en ons sal in hom glo. Markus skryf, Markus 15 vanaf vers 29, en die verbygangers het hom gesmaak terwyl hulle hoof skud en sê, U wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, verlos U self en kom af van die kruis.
En sê het ook die owerpriester saam met die skrifgeleerders gespot en vir mekaar gesê, ander het hy verlos, homself kan hy nie verlos nie. Laat die Christus, die koning van Israel, nou van die kruis afkom, sodat ons kan sien en glo. Ook die wat saam met hom gekruisig is, het hom beledig. David sê hy beleef dit, mense met hom spot. Weet jy wat hy met Christus is spot? Ek en jy beleef dit ook. Ons is in die tyd van die spotters. Ek weet nie of jy gelees het al, en of jy kyk op sosiale media wat aangaan nie, hoe mense gespot word nie. Hoe daar gesê word, wanneer die oorloop kom, waar is julle God? Wanneer kinders seer gemaak het, waar is julle God nou? Wanneer iets by jou oorkom, waar is die Here waarmee jy so loop en spog? En ongelukkig is daar 'n probleem. Want baie van ons glo in die Here, maar ons het nog nooit 'n ontmoeting gehad. Ek sal aan met hierdie ontmoeting dan. Voor jy nie deel geword het, die deel in God, Jesus in jou woon en jy in Christus, jy sal jy nooit daai sekerheid hê nie. Ek praat van 'n rema, wanneer ek sê daai sekerheid kom met 'n rema, wanneer dit nie meer net woorde is nie. Wanneer jy regtig dan is daar iets wat mense kan sê wat hulle wil, hulle kan spot met hulle wil, wat jy sê, maar klaar. Nee, dan kom hulle sê, maar wat bedoel jy, maar God? Dan sê ek, maar God het dit geprofeteer. Daar is niks wat gebeur wat vir my verbaas nie. God het dit geprofeteer, but God. Ek lees 'n stukkie raak in Esra. En dit laat my nogal dink, Esra 8 vers 22. Hy sê hierso, hy skryf hier, want ek was skaam om van die koning 'n leer en perderyters te vra om ons te help teen vyande op die pad. Omdat ons met die koning gespreek en gesê het, die hand van ons God is ten goeie oor almal wat hom soek, maar sy krag en sy toorn oor almal wat hom verwag. Hierdie ou voel skaam, want hy sê, ek het gespog met die Here. Hoe kan ek met die Here gespog het nou die hulp van mense gaan soek? Is dit nie so nie? Ons spog met die Here na hardop is aan mense toe. Pastor Anna het baie keer gesê, ons verklaar of ons bid tot die Here, en dan wil ons die ding self gaan oplos. En dis wat mense doen, en dis hoekom hulle met ons spot. Dis hoekom jy nie altyd die kop is nie, maar die sterk word. Ek sê nie, jy mag nie hulp gaan soek nie, ek sê nie, die Here kan nie deur mense werk nie, maar het eerste is, moet jy by die Here kom. Ons het hierdie ou gehad wat in die bediening wil kom, en ek wil nie te veel daaroor sê nie, maar wat my woorde aan hom, en hy het nie daarvan gehou nie, want wat doen hy? Hy het 'n bedelgees begin ontwikkel, hy wil vir die Here gaan werk op sy eie tyd, en nou gaan hulle bedelgeld, en ek weet van pastore wat dit ook doen. Maar voor gesê het, as die Here jou toerus, punt nommer 1, dan sal 'n tweede en 'n derde bevestiging word, dat jy wel in die bediening moet wees, glo van my, vra my, ek weet. En tweede is, gaan die Here jou toerus, hy gaan vir jou gee, wat jy nodig het. En hy gaan jou 2 of meer uit mekaar uitstuur, want die Here Jesus Christus het hulle gestuur 2 né? 2 het hulle gestuur, en dan het hulle gesê, vat nie ekstra skoene saam nie, vat nie 'n reistas saam nie, vat nie ekstra beer saam nie, hulle sal jou versorg daarmee gaan. Dis hoekom ek vandag nog sê, die kerk moet ons versorg, want ons het 'n taak wat ons gaan, ek wil nie jou geld afbedel nie, maar ek noem dit maar net vir jou. Daai beginsel bly staan vandag nog. Met ander woorde, jy bid tot die Here, dink jy die Here hoor jou nie? As jy dan gaan en gaan bedel jy die mense. Dink daaroor, en dis baie tipe dinge wat ons doen wat so is. As jy die Here vertrou, dan gaan hy jou mos hoor. As jy sê, wat God, maar wat doen ons? Ons gaan weer ons harte weer na mense toe. Dis geen wonder die ongelowiges neem ons nie ernstig op nie. Maar wanneer die pop oor die venster is, oor en sulke goed, dan hardloop almal soos afkophoenders. Ek het in die verlede week gepraat met afkophoenders. Oor en daar afkophoenders rond, en ons weet nie wat kant toe nie. Maar ons kan gaan en sê, but God, maar God het ons gesê, dit gaan gebeur. Hy het nie gesê, daar gaan 'n vreeslike vrede op hierdie aarde wees, en almal gaan gelukkig wees, en daar gaan geen probleme, en geen pyn, en geen siektes nie. Hy het gesê, daar gaan oorlog, gerigte van oorlog en siektes wees. Die woord gaan in vervulling. So ek glimlag. Dis nie lekker nie, die dinge wat gebeur nie, dis nie mooi wat gebeur nie, en dis hoor vir my ook nog mooi. As jy Openbaring goed lees, wanneer ons sê, dis God se wil, beteken nie, hy beplan dat hierdie slegte moet gebeur nie. Die Here het nie beplan dat slegte moet gebeur nie. Wat het ons gedoen? Ons het 'n hap in die appel uitgevat. Nee, ons noem dit maar 'n appel. Ons wil self regeer, ons wil self die baas wees. Hierdie dinge wat gebeur is nie God se skuld nie. Dis die wêreld se skuld. Dis ons wat oorgegee het aan die God van die wêreld. Ons het die wêreld oorgegee aan die duiwel, en nou gebeur hierdie dinge. Maar die Here het dit geprofeteer. Hy het gesê dit gaan gebeur as gevolg daarvan. Nou kom 'n dag wat hy die oorwinning behaal, as 'n dag wat hy sy prys kom haal.
Maar tot dan gaan hierdie goed gebeur. En dis hoe ek kan sê, maar julle kan vir my vertel, waar is jou Here? Ek sê die Here is hier. Hy's daar, hy's oor ons. Hy's alomteenwoordig, hy's almagtig, hy's alwetend. Is jy al op daardie punt dat jy dit kan sê? Of gaan jy en raak jy nou half hier in die hoek gedryf as mense sê, waar is jou God? Of jy wil vreeslike stryery betrokke raak, in plaas van sê, man, my God is hier. Dis wat Dawid sê. Hy sê, laat die Here oor, hy laat hom red, laat hom bevry, hy het ons behaag. Kyk wat antwoord Dawid, ja. Hy sê nog steeds, U is dit wat my uit die moederskoot uitgetrek het, wat my veilig laat rus het aan my moeder se bors. Veilig ten spyte van die onveiligheid. Aan U is ek oorgegee van die geboorte af, van die skoot van my moeder af, is U my God. Die moet kan sê, hy is nog steeds die Here. Hy is nog steeds my God. Jy kan van hom sê net wat jy wil. Jy kan van die wêreld sê net wat jy wil. As jy God van die wêreld wil die dinge veroorsaak nie my God nie. En my God is nie te swak om daarteen op te tree. Daar's 'n dag wat hy kom. Is jy gereed daarvoor? Ek is gereed. Ek is gereed. So spotters sal daar wees. In feite, dis een van die wat Petrus praat is van die laaste dae. Is dit juist een van die tekens van die laaste dae, daar sal baie spotters wees. Gaan baie spotters wees. Hy's vers 15, ek is uitgestort soos water. Al my beendere laat los. Sê ook in vers 18, al my beendere kan ek tel. Al my beendere laat los. Die woord van die Here sê dat Jesus Christus, toe hy gekruisig is, die profesie het gesê, en dit is bevestig, dat geen been van hom gebreek sal word nie, maar dat hy sal wel ontwrig word. Weet jy wat is dit as 'n been ontwrig is? Praat nou vanmôre hier met Mona en 'n tannie wat osteoporose het, dit sê goed. Maar ek het 'n swaar gehad, dis al 30 jaar terug in Willie, daar in die Oosrand. Ek dink dit was 'n bedingheid, dit was by iemand se huis, ek dink dit is sy tannie se huis gewees wat sy het verjaar. Hulle swembad gehad, almal goed, en die hele familie was by hierdie byeenkoms. Ek kan nie onthou nie, ek dink dit was 'n verjaardag, maar dis nie wat belangrik is, die hele familie was daar. En op 'n stadium het ek ingegaan van die mense was in die huis, ander was buite by die swembad. En volgende oomblik kom sy ma, sy skoonma ingehardloop. O, Willie se arm is af, Willie se arm is af. Kom maar vreeslik, ons almal hardloop uit. Hier staan nou Willie buite, sy arm vas in hierdie deel, swing so rond. Hy swing die kant, hy moet hom vashou met die hand. Nou ja, sy het gedogheid gebreek, ek het ook hulle gesê, ek dink uit, sy is 'n pointjie uit, wat gebeur het, hy het so gesit buite, en iemand het toe op die elleboog geval toe. Toe sê nou uit, toe gaan ons staatshospitaal toe, met hom die naaste hospitaal. Nou daardie jare was die staatshospitale dan ook nog redelik betroubaar, maar ook 'n groot gewag, baie mense. En toe uiteindelik by hom kom, toe die spiere nou al koud geword, te sê, nee, hy kan nie intrek nie, hy moet 'n operasie kry. En hy het daar met medies uit die spoorweeg gewerk, en het nou later gevolg met 'n operasie daai aan, dit reggemaak. Maar net daai magteloos, die spiere is daar, die been is daar, maar omdat hy ontwrig is, want hy gee beheer op. Om ontwrig te wees beteken jy beheer verloor. En dis wat met Jesus gebeur het, en dis hoe Dawid voel, en baie keer voel ons ook so. Baie keer voel ons ook ontwrig, ons voel ook asof ons, in feite, ek wil weer gaan, daai tyd met die groot ou virus, het jy nie ontwrig gevoel nie. Het jy nie gevoel jy het alle beheer verloor nie. Mense sê, ek het nou vir jou gesê, jy is in 'n huis toegesluit, maar hulle het jou nie toegesluit, jy het jouself toegesluit, maar jy het maar net gegaan daarvoor. Nee. Jy mag nergens in ry sonder 'n permit nie, ek weet nie of jy dit onthou nie. Ek is sommer my eie permitte gemaak, maar lang nie sou. Ek weet van pastoor Niels het dit al gaan haal daai tyd, pastoor André nog het my sleepwa geleen, en my sleepwa vir my stikken teruggegee, want het al in die agterpaadjies gery die nag, om die owerhede te slaggate gery, om flenters vir my teruggegee, maar in elk geval, dis hoe dit gegaan het, heeltemal ontwrig, jy het geen beheer nie, en het dan van jou tot gesê, wat is belangrike goed en wat is nie belangrike goed nie. En jy gaan onthou jy in die winkels, jy het touwe gestaan, aan jy om baskertjie. Ja, en mense het het geglo. Het jy al gesien hoe werk hulle met 'n virus in 'n laboratorium? En dit is soet aan, met sy glas hieroor, daar kan niks in en uit nie, nou kom vertel hulle vir jou ook, die hele baskertjie hou 'n virus weg, regtig? En mense glo dit. Maar ons is ontwrig, ons is beheer deur ander mense wat vir ons sê wat is reg en wat is verkeerd. Ons vertel wat mag jy koop in die winkels, die klerewinkels, seker goed is essensieel, ander goed is luxuries. Jy mag nie beskiklik die luxuries gekoop het nie. Jy mag nie beskiklik die nuwe voertuie gekoop het nie. Mag soos allerlei dinge ontwrig.
Het jy al regtig ooit so gevoel? Want ek voel ons so. Voel as die beheer uit jou hande uit is, ons het so voorsmaak nie daarvan. En die Here laat hierdie dinge toe, hoekom? Maar dan kom 'n dag wat ons wel ontwrig gaan word. Waar jy 'n keuse gaan maak in jou lewe, waar jy geen beheer, geen sê gaan hê. Jy gaan of moet gaan vir die wêreld, of moet gaan vir die Here. Iemand moet die beheer oor jou lewe vat. En dis die probleem wat ons het met kennis, die eie ek. Ek wil in beheer wees, ek wil weet, ek wil die kennis hê. Dis ook verlede week gesê, ons is soos 'n klomp tieners. Ons het daai appeltjie geëet, daai van kennis. Ons is soos 'n klomp tieners wat self 'n beheer wil wees. Die Here sê, daar's 'n tyd, eintlik moet jy al klaar nie in beheer wees. Jy moet nie wag dan nie. Want jy gaan 'n dag kom wat jy 'n keuse moet maak. Ek kyk vanmôre dat ek die kar stilhou, toe staan my kilos, die tripkelder op 666, en ek nog joep, dink ek aan daai 666 Openbaring 13. En dis dit 6 grade buite ook, weet om dit nog verder te bevestig. Dit laat jou dink, op die manier praat die Here met jou. Ek sê, ek kry boodskappe op allerlei snaakse maniere, hoor. Wat jy weer herinner, daar kom 'n dag, wat jy 'n keuse, Openbaring 13, jy gaan 'n keuse, jy gaan of die merk moet vat, of jy gaan jou kopie afkap, een van die twee. Maar hulle gaan beheer oor jou hê, jy gaan ontwrig word. Wat is jou keuse? En die Here sê, jy moet nou 'n keuse maak. Dis wat gebeur. Ander ons baie keer hier voor staan. Mense sê ek wil die Heilige Gees ontvang. En elke keer op 'n ander manier is daar manifestasie. Party mense val wel om, keer wel om, maar die Gees van die Here neem beheer oor hulle, net ons gee ten volle beheer oor. Nou sê ek nie vir jou as jy hier voor staan, dan moet jy gaan om voor te gee asseblief. Want ek het sê dit gebeur. Dit is snaaks, ek lees nou in die laaste tyd is daai ewe skielik hierdie ding van die Kundalini Gees. Ek weet nie of julle daarvan gelees het nie. So klompe jare terug, iemand het nou geleer van die Gees se naam. Nou kom hulle weer met daai ding as hulle iets nie verstaan nie. Dan sê hulle, daai mense wat so vang en so ruk, dis die Kundalini Gees. Nou ek vir jou sê, daar is 'n gees van onderskeiding. Partykeer is dit so, ons is gelukkig om partykeer om die onderskeiding te hê. Maar die punt is, as jy nie weet nie, as dit vir jou vreemd is, hoekom label jy dit? Weet jy wat doen jy? Wat het die Fariseërs en die skrifgeleerdes gedoen? Jesus Christus het hier die Heilige Gees by duiwels uitgedryf, en wat het die Fariseërs en die skrifgeleerdes gesê? Hy het gesê, dit is met die hulp van Beelzebul of van die duiwel. Dis die Heilige Gees wat dit doen, want hulle doen op die duiwel, wat doen hulle lastig teen die Heilige Gees? Jesus het gesê, hulle lastig en is onvergeeflik. Hierdie mense kom sommer nie vinnig, hulle verstaan nie iets nie. Hoe gevaarlik is dit? Hulle sê, dit is so moeilik om daai ding te doen, dit is nie so moeilik nie. As jy nie verstaan nie, los dit, sê ek bly liever weg, want ek verstaan nie die goed nie. Maar jy kan nie sommer net kom sê, dis die Kundalini Gees nie, en dan is die Heilige Gees nie, dan is jy gelastig teen die Heilige Gees. Ons beheer oorgee aan die Heilige Gees van die Here. Nou sê ek nie, dit gaan jy aan enige gees oorgee. Jy sal wel weet. En ons sal ook wel weet. Want ons kom onder die krag en onder die leiding van die Heilige Gees van die Here. En as hy iemand omkeer wat boos is, dan keer hy om juist dat hy daai monsers kan uitdryf. En dan gaan daar manifestasie wees, en dan gaan daar rukke wees, en dan gaan al daai goed wees. Maar my volk gaan verlore weens wat? 'n gebrek aan kennis. Maar omdat ons dink ons het kennis, dan wil ons sommer allerlei name en labels daar sit, maar ek wil vir jou sê, dat dit tyd geword, dat jy oorgee terwyl jy nog kan. Moenie wag dat die Here kom, moenie wag dat die duiwel kom, en die antichrist kom en sê, nou moet jy 'n keuse maak. Jy kan nou al jou hart vir die Here gee, jy kan nou al sê, ek is die klei, u is die pottebaker, kom u, maak my, vorm my soos u wil. Amen. Jy gaan voel jy is ontwrig, maar ek wil jou sê, die Here sê op die regte pad lei. Jy gaan nie werklik ontwrig wees. Jy gaan nie wees soos daai armbie wat so rondgeswaai word, nee. Dis wat hierdie klomp mense doen, dit vat hulle nie sterk, jy sien kop my swaai, so. Moet nie gebeur nie. Pastor Jacques is baie lief om te sê, hy wat staan vir niks, val vir alles. Waarvoor staan jy? Dawid het gestaan, hy het hierdie goed beleef. Hy gaan nou sê, direk hierna het ek Psalm 23 geskryf. Hy het die slegte dinge wat gesê, maar nog steeds, but God. Dis eintlik wat hy sê, but God. My beendere raak los. Hy sê, my krag is verdroog soos 'n potskerf, vers 16, my tong kleef aan my verhemelte. Wat het Jesus uitgeroep daar van die kruis af? Hy het gesê, ek het dors. Hy het gesê, ek het dors, en wil hom as sein gee. Het jy al dors genoeg geword vir die Here? Het jy al dors genoeg gehad, om te sê, ek het daai een nodig, daai ding wat my voed elke liewe dag.
Die Here sê hierso in Johannes 4 vers 14. Hy kom ons begin by vers 13. Hy praat hier met die Samaritaanse vrou by die put. Hy sê vir haar, elkeen wat van hierdie water drink, dis nie die water van die put sal dors kry, maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in ewige lewe. Dis die water waarvan jy moet drink. Dis hoekom dit nodig is om dors te wees. Sodat jy van daardie water, dat jy oop is vir dit. Hierdie vrou antwoord en sy sê, Here, gee my daardie water sodat ek nie dors kry en nie hierdie hoef te skep nie. Het jy al daai vraag gevra? Of is jy maar net bewus van ek is dors en dan dat jy dors les deur die wêreld en die wêreldse dinge? Ons moet regtig op daardie punt kom en ons kom en sê ek wil van die lewende water hê. Maar die Here Jesus gee vir my van daardie water. Ek wil nie van die water van hierdie punt nie. Ek wil van daai water hê wat my die ewige lewe gee. Wat my die ewige lewe gee. Jy is uitverkore en in my kom, jy is definitief 'n kind van die Here as jy die Here Jesus soek. Hy sê vers 17, honde het my omsingel, 'n bende kwaaddoeners het my omring, hulle het my hande en my voete deurgrawe. Wat het hulle met Jesus gedoen? Ek gaan dit nie eers lees nie, maar jy kan in al die evangelies wat het hulle gedoen. As hy sê, hy het my hande en my voete deurgrawe, dan sê hy, het spykers hier deurgeslaan en 'n kruis vasgeslaan. Dawid beleef dit, hy beleef dat sy hande en voete deurgrawe is, dat hy geen beheer nie. Dit sluit amper aan by hierdie beendere wat losraak. Dit sluit amper by hierdie oprigting, dat jy vasgeslaan gaan word, dat jy geen beheer het, maar die Here sê, ek het jou vrygemaak. Ek is vasgeslaan aan die kruis. Sodat jy nie daar vas hoef te wees nie. Ek is vasgeslaan aan die kruis, sodat jy vry kan wees. Wanneer jy jou vryheid geniet, dit was my woorde op 'n Vrydag gewees. Op 'n Vrydag het ek 'n film gekyk. Ek het geglo ek is 'n kind van die Here. En toe ek sien hoe Jesus kruisig op daai film, het ek daar verbygeloop, ek het so gekyk en gesê, Here, ek het in my gedagtes gesê. Ek het by die kruis verbygeloop en gesê, dankie Pel, dat U daar vasgestaan is. Sodat ek vry kan wees. En dit is presies wat gebeur het. Maar dit het my verander, dit besef ek moet my kruis opneem. Ek hoef nie in die kruis vasgeslaan te word nie, maar ek moet my kruis dra. Ek kan hom dra. En dit beteken om dinge prys te gee. Dit beteken om wêreldse dinge prys te gee en sê ek wil deel wees van Jesus, ek wil deel word van Jesus se dinge, ek wil betrokke wees by sy dinge. Ek wil hom lief hê want hy het my reeds lief. Ek wil hierdie wêreldse dinge los, wat tog net tydelik is en wat uiteindelik verbygaan. Dat my hande en my voete deurgrawe, ek wil vir jou sê, dit sal nie nodig wees dat jou hande en jou voete deurgrawe word nie. Jy verdien dit, ek en jy verdien dit, om vasgeslaan te word op daardie spyker, op daardie kruis met spykers. Maar Jesus Christus het reeds beleef. Dawid beleef so 'n gevoel as 'n profetiese woord, maar ek en jy hoef dit nie te beleef. Maar soms sal dit vir jou so voel, as die Here jou net wil herinner, en sê, weet jy wat, kom net terug na my toe. Kom net terug. Hierdie gebeurtenis of hierdie gevoel is net tydelik. Vers 19, hulle verdeel my klere onder mekaar en werp die lot oor my gewaad. Ongelooflik, Matteus 27 vers 35. En nadat hulle hom gekruisig het, het hulle sy klere verdeel deur die lot te werp sodat hulle vervul sou word wat deur die profeet gespreek is. Hulle het my klere onder mekaar verdeel en oor my gewaad die lot gewerp. Markus 15:24 sê, en nadat hulle gekruisig het, het hulle sy klere verdeel deur die lot te werp oor wat elkeen moes kry. Lukas 23:34 praat daar van Johannes 19:24. Kom 'n bietjie die evangelies gaan lees. Dawid spreek weer eens profetiese woorde. Wat het dan met Jesus gegaan? Hulle sy klere verdeel en sy onderkleed wou hulle die lot afgewerp het, hulle was in een stuk geweef, sal jy lees, in een stuk uit die nate gehad, die so hulle die lot gewerp op dit. En so gaan my lot gewerp word op jou besittings. Hoe belangrik is jou besittings vir jou? Weet jy wat? Dis maar weer eens, dit sluit eintlik maar weer aan by die boodskap oor die beeldruk. Dis maar dood eenvoudig gesê dit gaan gebeur op 'n tyd. Dis eintlik wat hulle wil hê. Die vyand is alreeds besig om dit te doen. Kinders speel van nag
dag tot dag videospeletjies. Ek sukkel met my eie kleintjies met dit. Kyk of gee jy alles vertel van remotes, of hy gaan jou alles vertel van computers en remotes en memory goeders en goed dat ek niks van weet nie. Ek het gedog ek weet iets van rekenaars op hierdie laaitie. Kyk, van wiskunde weet hulle nie veel nie, maar van dit weet hulle alles nie. Kinders speel van die dag tot nag games, groot mense kyk TV-reekse van dag tot dag. En ek sê nie, dat is iets van verkeerd nie, maar die vyand wil eintlik hê, die uiteindelike idee is dat die woorde wat hulle gebruik is, jy gaan niks besit nie en gelukkig wees. Dit is ook in die laaste dae gebeur. Die staat, die wêreld gaan alles daar, die sekere elite gaan alles besit. Jy gaan niks besit nie, maar jy gaan gelukkig wees. As jy nie gesond nie. Met ander woorde, jou klere word verdeel, daar word vir jou gesê wat jy mag hê nie, en dit wat jy het is mag geleen. Die klere wat jy dra is geleen, die voertuig wat jy ry is geleen, die grond waarop jy bly is geleen, alles gaan geleen wees. Dit is wat die wêreld, dis wat Satan wil hê, hy wil alles kom steel by jou. Is jy gereed daarvoor? Want as jy in Jesus beheer behoort, gaan dit nie gebeur, jy gaan bekleed word met rein, fyn, blink linne. Die Here self gaan jou aantrek, hy gaan nie jou klere verdeel nie. Daar gaan nie 'n lot op jou gewerk word nie. Daar is ook nie so ietsie, maar wat sê 'n lot? 'n Lot is wat? Geluk, né? Die geluk van die God van geluk en die godin van die noodlot. Dis wat gebeur as jy die lot werk. Maar daar is nie 'n lot op jou toekoms, op jou gewaad en op jou klere nie. As jy jou bekleed met die Here, dis jou keuse. Jy kies om bekleed te word met die Here. Jy kies om in Jesus te woon en Jesus in jou. Daarom sê Dawid, maar U Here, wees nie ver van my, ver nie, my sterkte, maak tog gou om my te help. Red my siel van die swaard, my enigste uit die mag van die hond, verlos my uit die bek van die leeu en uit die horing van die buffels het U my verhoor. Ek wil U naam aan my broers vertel in die vergadering U prys. Here by die Here vrees, prys hom. Wat beteken om die Here te vrees? Beteken om daai respek te hê, beteken om hom steeds aan te stel as die Here van die leerskare. En om dit te kan doen, moet jy Satan, jy moet hom demote. Hy is nie die God van die wêreld nie, jou wil. Jy moet gaan sê, nee, hy regeer. Die ware God, die Here Jesus, God in die vlees, hy regeer. Ek wil hom prys, ek wil hom loof, en hom te prys, hom te loof beteken om al die dinge onder sy voete te sit, te sê, nie een van die goed waaroor ons gepraat het, gaan my oorheers nie. Al die nakomelinge van Jakob vereer om, ja, vrees om al die nakomelinge van Israel. Dis nog 'n ding, dis ook ons nou gesik het, dit is gechosen, you are chosen. Dis 'n nuwe ding wat op baie mense kom, dat die woord van die Here praat van sekeres is die uitverkorenes. Ek dink ek het al gepraat, ek praat net gou vinnig weer daaroor. Jy kry dit op baie op die internet, deesdae op Facebook, oor mense praat van, ja, maar wat help dit die Here nie, daar is sekere uitverkorenes. Die woord van die Here sê, elke wat sy naam aanroep, sal gered word, en as hy uitverkorenes, wat hy lieg. Al dit waar is albei waar, is waar. Die uitverkorenes is onthou wat ek vir jou gesê het, ek het nou hier gesê. Die woorde in hierdie Bybel is geskryf om die Here sekere goed geprofeteer. En sekere goed is geskiedenis, maar sekere goed is geprofeteer wat nog moet gebeur, wat hy gebeur nou. En dis wat die Here gesê het, ek profeteer oor hulle wat my kies. Dis die uitverkorenes. Die ding is nie, die Here weet voor die tyd. Dis hoe my praat van the predestined, in Engels word gepraat van hulle wat predestined is, nog voor die moeder skoot is. En so moet die Here weet wie gaan hulle harte vir die Here gee. Of dan kom er ook met Israel, om 'n nakomeling van Israel, 'n nageslag van Jakob te wees. En dan kom ons sê, maar ons is dan heidene, hoe kan ons die nageslag van Jakob wees? Ek weet van julle seuns wat getroud is met vrouens. As jy seun is wat getroud is met 'n vrou, wat noem jy haar? Jy noem maar jou dogter, nee. Jy sê vir haar, hoor hierso, jy kan my nou maar pa noem. Jy kan my maar nou maar noem. Is dit nie so, die partykeer as nog net verloof is al. Maar wat gebeur? As gevolg van die feit dat sy jou bruid is, word sy deel van jou. Jesus Christus is uit die nageslag van Jakob uit Israel. En Jesus sê, maar ek vat hulle wat my lief het, ek vra hulle om my bruid in my liggaam te wees. Met ander woorde, as jy my bruid is, dan is jy ook die dogter van my Vader, nee, is jy nie? Jy is ingeënt op die olyfstok, jy is ingeënt op die wingerdstok van Jesus Christus. Verder het Jesus ook gesê, toe hulle hom geroep het, en sê, wie is my vader, wie is my moeder, en wie is my broers? En sê, daar is my moeder, daar is my suster, daar is my broers. Hulle wat die wil van die Vader doen,
is my familie. Ons word die familie. Ons word die familie van Christus. En omdat ons sy familie is ons sy nageslag. Is ons ook die nakomelinge van Israel. Want hy die ellende van die ellendige nie verag of verfoei nie, aangesien vir hom nie verberg nie, maar hy het gehoor, toe die hom aangeroep het om hulp. Hy het jou gehoor, hoor mooi, ons het heel in die begin gelees, my God, waarom het jy my verlaat? Hy sê, hy het gehoor, toe die hom aangeroep het om hulp. Van u kom my lof in 'n groot vergadering, ek sal my geloftes betaal in teenwoordigheid van die wat hom vrees. Die ootmoediges, wat is dit om 'n ootmoedige te wees? As ons baie keer sê, dis tyd vir ootmoediging, wat doen ons dan? Ons bely bietjie, dat ons weg was van die Here, ons bely ons sondes, ons vra 'n bietjie vergifnis, né? Met ander woorde, dis eintlik sondebelydenis wat ons doen. Afhanklikheid van die Here, wat ons bely, ons is afhanklik van U. Die ootmoediges sal eet en versadig word, hulle sal die Here prys wat na hom soek. Hulle wat hom soek, nie net seker is nie, hulle wat hom soek, mag julle hart vir ewig lewe. Al die eindes van die aarde sal daarin nik en hulle tot die Here bekeer, en al die geslagte van die nasies sal tot die aangesig gaan blik. En ek wil sê, dit gaan met almal gebeur. Elke een gaan bekeer, elke knie gaan buig en elke mond sal getuig dat hy die Here is. Die probleem is net vir baie gaan dit te laat wees. Snel gereed as jy reg dan. Jy hoef net lief te wees vir die Here. Dis al liefde. Maar die koninkryk behoort aan die Here, vers 29, en hy heers oor al die nasies. Vers 31 en 32, luister gou, 'n nageslag sal hom dien. Dit sal vertel word van die Here aan die volgende geslag. Hulle sal aankom en sy geregtigheid verkondig aan die volk wat gebore word, want hy het dit gedoen. En hier is ons stand. Daar is te veel van ons wat nog eers by die Here moet uitkom. Terwyl ons eintlik in die posisie is dat die volgende geslag, ons nageslag, ons het vir hulle kan vertel. Ek kyk baie keer die mense wat so jonk is, nog voor hulle kinders het hulle harte werklik vir die Here gee. En hoe hulle kinders groot maak en eintlik wat 'n voorsprong daai kindertjies het. Die wat so jonk is, hier so sit en so. Wie was 'n voorreg, wat 'n voorsprong in hulle. Ek het wel in 'n huis groot geword wat ons geglo het in die Here, maar daar's nie regtig daai leiding gewees nie. Daar's nie regtig daai voorbeeld gewees nie. Dit is eintlik maar 'n gewoonte, dis maar wat ons gedoen het. Dis maar 'n beginsel. Maar dit was 'n goeie beginsel. Het julle gesien hoe die wêreld gelyk daai tyd toe kerk toe te gaan was gewoond, of jy nou gegaan het omdat jy glo, of jy nou gegaan het want dit is die gebeurtenis wat maar moet gebeur, ten minste het gegaan. Wat het in die wêreld aangegaan? Daar was oorlog, maar dit was nie soos dit nou was nie. Daar was allerlei dinge, maar dit was nie soos dit nou was nie. Dis asof daar 'n sekere orde, 'n sekere vrede was. Maar hoe meer ons die wêreld ons laat oorheers, of hoe leer die kerk, ek wil sê hoe leer die kerke raak, hoe meer van die wêreld oor. En ons wat die voorbeeld moet stel, en ons wat die kindertjies kerk moet sleep, ons doen dit nie. Of ons stuur die kindertjies alleen, ons sit by die huis, of ons kom dalk, en ons bring hulle nie, of niemand kom nie. Ons moet ons kindertjies bring. Ons moet hulle die voorbeeld stel. En sommer die selfe asem, as ons nog nie by die Here uitgekom, wat die selfe uitkom. Dis wat sal gebeur in die volgende geslag. En nou skryf Dawid, en ek sluit nie meer af. Die volgende stuk. Hy sê, ten spyte van hierdie dinge, ten spyte van hierdie swaarkry, ten spyte van die seer, skryf hy 'n Psalm van Dawid, Psalm 23, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie, amen. Hy laat my neer in groenwy velde, na waters waar rus is, lei hy heen. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy naam wil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskade weer, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my, U stok en U staf, U vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teenstanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly. Tot in lengte van dag. En lengte van dag. Amen. Prys die Here. Gee die Here lof op vandag. Tot in lengte van dag, prys die Here Jesus Christus. Kom ons sluit die oop. Die Here Jesus kom en hy sê, so moet julle bid. Hy sê dit in Matteus 6. Hy sê, onse Vader wat in die hemel is, dat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons alle skulde soos ons skuldenaars vergewe.
Lei ons nie die versoeking nie, maar verlos ons van die boosheid, van die woord, die koninkryk, die krag. En die heerlikheid, amen, amen. Kyk jy daai bevestiging, daai alarm wat daar afgegaan het, is 11:02. Dit is wat Markus 11 vers, of Lukas 11 vers 2, wat ook hierdie Onse Vader wat sê, laat u naam geheilig word. Dit is 'n herinnering, elke keer as daai alarm weer afgaan, sê ons, laat u naam geheilig word, dat u koninkryk kom, dat u wil geskied. Prys die Here, amen, amen. Dankie Here, julle kan maar afsit daar, prys die Here Jesus Christus.